Dit is dan 20 Februarie 2026, lesing 92, Groot Johannes Evangelie boek 3. Dit is al redelijk ver met die boek. En die opskrif van hoofstuk 171 sê, ons moet geestelik opnuut gebore word. Dit is 'n baie moeilike begrip gewees vir mense wat basies met die gedagte begin het en jy het deur 'n kerk gegaan waar die kerke baie ander idees van geestelike wedergeboorte het. In die Bybel is 'n arme Nikodemus kom by Yeshua en hy sê vir hom, maar Nikodemus kom in die nag na hom toe en Yeshua sê vir hom, jy verstaan nie die dinge nie want jy kom in die nag van jou gees na my toe. En die meeste mense wat hulle self nog in kerke bevind hulle in die nag van hulle gees. En daarom kan jy nie vir hulle hierdie goed duidelik maak nie, dit is baie, baie moeilik. Selfs hier het die mense nie als mooi verstaan nie, want hulle het eers die uitstorting van die gees beleef, nadat Yeshua doodgemaak is en opgestaan het. 10 dae later het hulle dan daar die krag van die gees ontvang. Nou wat basies is om met die geestelik nuutgebore te word is om ekstra gevul te word met Vader se gees. Dis 'n kragtige instroming van sy gees wat meer is as wat jy nou het. Maar jy moet nou alreeds 'n groot mate van gees hê. Jy moet nou al die wêreld afgesterf het. Jy moet nou vanuit jou siel leef waar jy nie meer verkeerde dinge wil doen nie. Jy wil in die liefde bly en jy word baie kwaad vir jouself as jy oortree en jy vra vir vergifnis. Dit is dan 'n eerste fase wedergeboorte. Ons noem dit die wedergeboorte van die siel. Maar hier om finaal wedergebore te word is, as jy mooi luister na die lesings wat Karen vir ons gee, uit die boek Die Weg na Eenheid met die Liefde, dit is dan die geestelike wedergeboorte, waar jy in gees, in Vader se gees is, in Yeshua se gees. Julle is een, en dan kan hy vir jou al die kragte van die hemele gee. Hy kan vir jou alle wysheid gee wat jy nou nodig het vir die oomblik. En dit word net deur jou hart gestuur. Jy kom dit nie eers agter nie. Dit is so normaal dat jy nie eers agterkom, jy gaan buite jou liggaam in 'n geestesweer in nie. Want jy sien alles wat jy nou sien, maar dan sien jy nog goed wat jy nie sou gesien het met jou natuurlike oë nie. En dit is deel van die geestelike wedergeboorte se beloftes. En dit is waarna ons almal moet streef. Nie omdat ons 'n beloning wil hê nie, maar omdat ons net beter vir hom kan werk. Dis asof hy jou 'n baie beter bekwaamheid gegee het vir jou tipe werk wat jy wil doen. Waar 'n mens bietjie geworstel het om vir siekes gesondheid te bid, gee hy nou vir jou daai ekstra krag om byvoorbeeld so sterk te kan bid dat ledemate aangroei by 'n persoon wat se ledemate weg is. En dit is dinge wat ons gaan ervaar in die toekoms. En dieselfde met demoniese werking. Baie van hierdie demone, en dit staan in die Bybel, gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. Maar Yeshua het hulle sommer net so verdryf. En daardie krag wat hy het, gaan hy vir ons gee en hy beloof nog iets by. Hy sê, en julle sal groter dinge doen as ek. En dit is eintlik wonderlik om daardie beloftes aan vas te hou. Dis die geestelike wedergeboorte. Moenie daai goed storie van wat die kerke, ek was in 'n sondagskool, wat is dit? CVO kamp in my tyd, is wat dit was, Christelike, CSV kampe. CSV, ja, C is Christelike something, Studentevereniging, dankie. En elke dag het daai dominee gevra,
Wie van julle is nou wedergebore? Wedergebore, dit was so 'n weekkamp. En op het die hande gegaan. En toe kom ons agter, maar die meisies op daai kamp, want ons was maar daar vir die meisies ook eintlik. Hulle hou nie van jou as jy nie wedergebore is. Hulle vermy jou. En toe steek ons ook ons hande op. Ons is ook nou wedergebore. Toe hou die meisies weer van ons. So, hulle kon nie vir ons verduidelik wat dit is nie. En ons het nie geweet nie, en dis hoekom ons ligsinnig oor die goed oorgegaan het. En dit is wat mens vind in kerke wat die wortel of die fundament nie waarheid is nie. Jy lees en jy lees goed en jy doen goed, maar jy weet nie hoekom nie. En jy verstaan niks nie, want daar is nie vir jou die grondige wortels gegee nie. Jou Bybel lees maak nie sin nie, woorde wat jy lees. So kom ons lees wat Vader vir ons hier wil sê. En onthou, wanneer Jara praat, of Joshua praat, of Cornelius praat, almal is in Joshua se geselskap. En hy sal nie toelaat dat hulle woorde praat wat nie vir ons van waarde is nie en wat nie waarheid is nie. Maar hulle bring probleme na vore wat ook nou by ons is. Jara, dis die 12-jarige dogtertjie sê, ek verstaan dit so ongeveer goed, maar nog lank nie deur en deur nie. Die geestelik opnuut gebore word, hoewel ek ook al daarvan gehoor het, wil nog altyd nie vir my duidelik word nie. Hoe moet dit nou eintlik opgeneem word? Joshua sê, dit is eintlik nog vir jou, nog vir iemand anders nou al, heeltemal te verstaan. Want as ek aardse dinge met julle bespreek, verstaan julle my alreeds nie heeltemal nie. Hoe sou julle my dan kan verstaan, as ek suiwer hemelse dinge met julle sou behandel? Ja, ek sê vir julle, as ek nou begin om op suiwer hemelse wyse met julle om te gaan, dan sou julle julleself almal begin te vererg, en sal sê, kyk nou hoe onsinnig gedra die mens om. Hy sê dinge wat nog kant, nog wal raak. Hoe kan jy hom nou glo? Daarom sal julle die geestelike nuwe of wedergeboorte eers dan heeltemal verstaan, wanneer ek as die mense seun en seun van die mense, net soos Elia, voor julle oë van hierdie aarde weggevoer sal word. Dit was wat eers moes gebeur. Eers daarna sal ek my gees vol waarheid en krag uit die hemele op al my eie uitstort, waardeur dan eers die volledige wedergeboorte van die gees, weer in die gees, volmaak moontlik is. En ook eers dan en daardeur sal julle die wedergeboorte van julle gees kan verstaan en besef. Maar voor dit kan niemand volledig in die gees niet gebore word nie. En dit is al so sedert Adam, en het selfs ook vir Moses en al die profete gegeld. Want die voorwaarde vir die geesuitstorting, wat van die Vader afkom, en nou is die Vadergees in Joshua, was dat Joshua ons moes voorgaan, en met die krag van sy gees moes hy sy liggaam vergeestelik, en hy moes opstaan uit die dood. So twee dinge, hy moes die offer bring, hy moes doodgemaak word op 'n ontsettende pynlike wyse, sodat sy siel heeltemal kon rein en skoon word vir hierdie groot opstandingsdaad. Sodat alles wat nog aards was van hom afgeval het. En toe staan hy op in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe geestelike liggaam wat vir ewig geld. Jy sal nog die merke aan sy hande en voete sien en aan sy sy, wat hulle hom gedoen het, maar dit is nou 'n ewig lewende liggaam, wat nou nie organe meer in het nie. Ek weet nie hoe werk die hart nie, want die hart is die sentrum, maar daar is byvoorbeeld nie spysverteringsorgane nie. Daar word op 'n ander manier geëet,
wanneer jy 'n verheerlikte liggaam aanneem. Die hele liggaam neem eintlik kos op. En so het Yeshua se disippels en almal wat daar by mekaar was, het toe sy gees ontvang, en dit word vir ons in Handelinge 2 baie duidelik uitgelê. En dan het ons die belofte in Joël 2, dat daar 'n vroeë reën sal wees en 'n later reën. Die vroeë reën was die reën wat die apostels en die ander mense ontvang het. Hy sê al my eie. En die later reëns is wat sy voornemende bruid reg oor die aarde gaan wedervaar. Nou voor die laaste paar jaar aanbreek. So ons wag almal, of ons is almal in verwagting vir 'n tweede uitstorting van die Gees, wat heel moontlik nie so gaan gebeur as wat die eerste uitstorting gebeur het nie, maar dat elkeen dit individueel sal kry volgens hy of sy rypheid. Want Yeshua kan nie vir jou dit gee as jy nie ryp is nie. 'n voorbeeld is, jy kan nie 'n 5-jarige kind 'n gelaaide 9mm pistool in die hand sit en sê speel met hom nie. Hy kan baie gevaarlik raak en mense doodskiet. En dis dieselfde met wanneer daardie krag tot ons beskikking kom en ons nie ryp is nie, ons nie volwasse is nie, dan kan ons baie skade doen. Nou gaan ons aan vers 7, maar deur my daad, wat ek nou aan jou en al die ander aangekondig het, sal almal wat vanaf Adam in die wêreld gebore was, en tydens hulle liggaamlike lewe wel goed gedoen het, of skoon hulle dit nie altyd doen nie, deel hê aan die totale wedergeboorte van die Gees. En dit kan jy gaan lees in die boek van Herinnering, in die boek van Nikodemus 2. Daar word al daai mense wat op aarde geleef het, word uit die doderyk geneem deur Yeshua, wedergebore en beland hulle dan in die paradys. Want daar is vele wat baie graag iets goeds wil doen, en dit wil uitvoer, maar wat nie die middele en die liggaamlike krag en vaardigheid daartoe het nie, wat egter tog net so nodig is, as wat die oë is om te kan sien. Wel, in sulke gevalle geld die goeie wil by my net soveel as die daad self. Wat 'n wonderlike belofte. As jy 'n goeie wil het en jy kan dit nie uitvoer nie, dan geld dit by Yeshua as die daad self. Gestel jy sien iemand wat in die water wil val. Jy sou die ongelukkige baie graag wou help, maar jy weet dat jy nie kan swem nie. As jy die drenkeling sou agterna spring, sal julle beide verdrink. As jy egter goed sou kon swem, sou jy seker sonder meer die ongelukkige kon agterna spring en hom red. Maar omdat jy glad nie kan swem nie, spring jy hom ondanks dat jy hom baie graag wil red, tog nie na nie. Maar jy gaan soek vinnig iemand wat die ongelukkige nog sou kan en wou red. Kyk dogtertjie, in so 'n geval weeg die goeie wil net so swaar as die uitgevoerde werk self. En dit geld eweneens vir duisende en nogmaals duisende gevalle, waarby ek slegs die goeie wil alreeds as die uitgevoerde werk beskou. Ek sal jou nog 'n voorbeeld gee. Stel jou voor dat jy 'n arme wat na jou toe kom sou help. Hoewel jy self geen sent besit nie, wil jy die arme tog met alles wat maar moontlik was help. Omdat jy self geen geld het nie, gaan jy na mense toe met geld en vra hulle met al jou reddingskrag om hulp vir jou arme, maar die hardheid van hart van die ryke maak dat jy niks kry nie. En dat jy die arme met trane in jou oë sonder ondersteuning moet laat verder gaan. En dat jy hom moet toevertrou aan Yahweh Elohim. So jy bid vir hom. Kyk, jou wil
sal dan al tel as die uitgevoerde daad. En Vader sal ingryp in daai arme se lewe en hom help, omdat jy moeite gedoen het met hom. En voor ons was daar baie sulke mense. Hulle is nou ook daar, en hierna sal daar nog meer kom. Hulle sal almal die wedergeboorte van hulle gees in hulle siel deelagtig word. As jy nou dus net soos al die ander nog nie presies kan verstaan waaruit die eindelike wedergeboorte van die gees bestaan nie, dan het ek jou nou die rede daarvan so duidelik moontlik uitgelê. As die tyd egter binnekort sal kom, waarin jy geestelik wedergebore sal word, sal jy ook dan eers goed kan insien wat dit is, en waarom jy dit nou nog nie altyd kon verstaan nie. Verstaan jy nou die rede waarom jy my nog altyd nie heeltemal kon verstaan nie? Nou sê Jara die dogtertjie, ja meester, my enige liefde. Nou verstaan ek dit goed, maar 'n mens moet u goed verstaan, want u stel alles net so suiwer in die lig, soos die son wat op die middag van 'n wolkelose dag op die aarde beskyn. Na hierdie woorde bedank sy my vir hierdie uitleg, en beloof my ook dat sy nie ooit weer gou vir menslike dom gedrag sou lag nie, want dit was waar Joshua se is nie 'n digtiging nie, was 'n regwysing wat hy vir haar gegee het. En weer eens vir ons wat vandag hier sit, wat so beklei oor die wedergeboorte, hier kry jy duidelik inligting en insig van Joshua self. Jy kan nie beter kry nie. En dit behoort alle argumente tussen alle kerke en alle Israel geleerdere en gemeentes en mense net daar tot op 'n einde te bring. Maar omdat die mense nie hierdie woorde ag as Godspraak nie, is hulle ook nie bereid om die lering aan te neem nie. Maar alles wat jy op TikTok sien, of op Facebook, die is waarheid. En hy sweer daarby, en hy val daarby. Dit is maar vandag die mens waarmee ons te doen het. En ons moet op 'n manier by Vader wysheid afbid, hoe om daarby verby te kom. Ek het al gedink 'n mens moet self op daai stasies moet 'n mens die waarheid bring, maar ek weet nog nie, ek het nog nie heeltemal duidelikheid daaroor nie. Want Vader se woord is apart gestel. En dit is iets wat 'n mens maar baie oor moet dink. Waar jou gehoor is wat jy moet kry. Tot nou toe het ons gewerk volgens soos die Engelse sê, by word of mouth. Ons het nie advertensies of groot advertensies nie, maar ons boeke van herinnering, ons kan amper nie voorbly nie, want die een ou vertel die ander ou. En die regte ou telefoon op of stuur ons 'n WhatsApp en dan wil hy die boek hê. Baie min mense wat die boek by hulle beland wat hom nie wil hê nie. Nou die dag het jy gesien, waar het jy gesien die boek is te koop by 'n groep Jega. Op so 'n groep waar junk goed verkoop word, toe's daar 'n boek van herinnering. Nou ja, dit gebeur ook. Daar is mense wat dit nie waardeer nie. Is nie vir hulle, op daai stadium is hulle nie ryp genoeg vir daai boek nie. Hoofstuk 1:7-2, Cornelius en Jara se wysheid. Cornelius vind die wysheid van die meisie egter onbegryplik groot. Ook Faustus en Philippus was baie verbaas, en Cornelius vra my of hy nou aan die tafel met die meisie oor 'n aantal dinge mag praat. Ek staan hom dit toe, en dit verheug beide Cornelius en die meisie, en ook almal aan die tafel, en ek raai hom aan om wyse vrae te stel. Maar Cornelius begin, nou dat hy die meisie 'n vraag kan stel, om diep na te dink oor wat hy nou eintlik wou vra. Omdat ek gesê het dat hy maar net wyse vrae aan die meisie moet stel,
dink Cornelius dat dit nie sommer 'n doellose tafelgesprek mag wees nie, maar 'n gesprek met 'n goeie inhoud, en daarom soek hy na iets wat geskik sou wees vir 'n geselskap wat altyd in die posisie was om die hoogste wysheid aan te hoor. Hoe langer en dieper hy daaroor nadink, des te minder vind hy 'n onderwerp van gesprek, wat hy die moeite werd vind om met die meisie gedagtes daaroor te wissel. Hy pyns hom sif en vind niks wat vir hom belangrik genoeg lyk nie. Na betrekkelike lang nadenke sê hy Cornelius aan my, Yeshua, wel, ek het gedink dat dit makliker sou wees, maar hoe meer en hoe dieper ek nou nadink, des te minder vind ek iets wat geskik is vir so 'n wyse kind. Yeshua sê, wel, as jy niks buitengewoon kan vind nie, vra die meisie dan die eerste en beste. Cornelius sê, daarmee is ek eens, maar ook daar haper dit, want oor iets wat te alledaags is, kan ek tog nie vra nie, en van beter dinge wat hier al goed aan die orde sou gewees het, sou ek tog niks van haar weet nie. Die meisie, wat wel die verleentheid van Cornelius bemerk, sê, o geëerde beste vriend, as u geen vraag vir my het nie, staan my dan toe, dat ek aan u 'n vraag mag stel, want vrae het ek genoeg. Elke vraag roep dadelik 10 ander op. Cornelius sê, daarteen het ek niks nie, my liewe kind, maar as jy 'n vraag aan my sou stel, moet ek natuurlik ook 'n antwoord gee. Maar as ek dit nie eers sou ken nie, wat nie so denkbeeldig is nie, omdat jy 'n kind met 'n helder verstand blyk te wees, wat dan? Die meisie antwoord, nou wat dan? Dan beantwoord ek my vraag self, en dan beoordeel u die vraag en die antwoord, en dan kan u my vertel of ek my nie ergens vergis het nie. Helaas, dit is vir my hier ook heeltemal geen kleinigheid om vrae te stel en te beantwoord, maar die meester wat my enigste ewige liefde is, steer my daarby nie in die minste nie, omdat 'n vergelyking tussen sy oneindige en ons baie beperkte wysheid heeltemal geen sin het nie. Of ons nou iets wat meer of minder dom dinge sê, dit verander die verhouding tussen ons en die meester nie in die minste nie, want ons is self in alles glad nie te vergelyk met die meester nie. En dat daar in ons iets vir hom is, kom omdat hy deur sy barmhartigheid in ons harte is. Maar daar is 'n aantal wyses onder ons, en wel hier aan hierdie tafel, wat ek baie hoog ag. Met hulle beter jy nie swaarde kruis nie. Daar is wel baie wat buiten my, Raphael en natuurlik die meeste, tot op die oomblik geen mens kan weet nie. Omdat niemand ook maar enige ervaring op die ongelooflike terrein kan hê nie. Maar wat het ek daaraan om tuis te voel op die verste sterre, as ek daarteenoor onbekend is met ons vaderlandse aarde, dan weet jy tog nog maar baie min. Net weer terug te bring, dat sy was op hierdie verste sterre, sy was op plekke waar nog geen aardse mens was nie, Yeshua het dit gewil, maar dis haar argument, ons ken nog nie ons eie aarde nie. Nou sê Cornelius, wie aan ons tafel is hulle dan vernaamlik, vir wie jy menslikerwys so besondere eerbied het? Jara sê, die visiekoning daar, wat nou saam met die ou orang oor die hele Pontus sal heers. Hy heet Mathael. Hy sou my die vuur wel aan die skene kan plaas. Ek glo dat ek op 100 vrae van hom nie een verstandige antwoord sou kan gee nie. Mathael sê nou, kom hy ook by, o my liewe kindjie, jy is nou opeens baie beskeie. By my sal jy nog lank nie in verleentheid kom nie, want ek ken jou skerp verstand maar al te goed. As Raphael homself
veral by jou, al goed moet konsentreer, hoeveel te meer nie een van ons nie. En owerste Cornelius doen baie goed daarmee, om diep na te dink waaroor hy met jou wil praat. Want jy is een van weiniges van jou geslag, van die vroulike geslag nou. Dit is wel waar, dat ook ek baie verstaan en baie weet. Maar ondanks dit sou ek my tog nooit met jou in 'n soort wysheidswedstryd wou meet nie, wat ook louter dwaasheid sou wees. Maar om baie dinge van jou te leer, sal ek altyd baie pragtig, waardevol en dierbaar vind. En wat leer 'n mens uit hierdie verklaring van Mattheël, wat 'n baie wyse man is? En dit is dat ware wysheid kom uit ware nederigheid uit. Hy is nie hier om homself vol te blaas nie. En dit is iets wat ons na moet kyk. Baie keer as Vader vir jou die wysheid oor 'n sekere onderwerp ingee, dan blaas dit die persoon so op, dat hy jou eintlik naar maak met sy van bo uit die hoogte uit afkom op jou, wat nou volgens hom hier in die laagte lê. Ons moet altyd onthou om die nederigheid eerste te plaas in ons lewe. En al weet jy hoeveel, moet jy nog vir Vader vra, hoeveel kan ek hierdie persoon gee, voordat hy verstik? En dan daarmee te volstaan, en nie, spreekwoordelik nou, jouself op die bors te slaan, omdat jy nou so baie weet nie. En dit is ongelukkig wat met baie van ons mense gebeur het, wat uit die kerke gegaan het. Ek moet dit noem, want jy het dit baie gesien. As hy eers 'n stryd met die dominee gewen het, en ek wil vir julle vandag sê, dis nie moeilik nie. Dominees het nie baie kennis van die Bybel nie. Hulle het baie kennis van die kweekskool en van die kerk. Maar jy vra hulle gou vas in hulle in die Bybelse waarheid. Nou is daai ou, het hy vir homself 'n ster basies bygekry. Hy pronk nou soos 'n, wat is die voëls met die mooi sterre? Poue. Hy's nou soos 'n pou. En hy pronk nou met sy wysheid. En hy kan nie vir jou genoeg vertel van hoe wys hy nou is nie, want hy die dominee, het hy nou 'n pak slaag gegee, die ou kon hom nie antwoord nie. En net daar, val daai persoon van hemelse wysheid na absolute aardse wysheid. En is hy 2 maal slegter as die een wat hy nou oor 'n oorwinning gekry het. So pas op daarvoor, dis die les wat ek hier van Mattheël lees. Nou sê Jara, so gaan dit nou met 'n arme meisie. As sy ook iets weet, durf niemand met haar praat nie. Daarom sou ek dit vir haar haas beter gewees het om iets wat minder te weet, om nie lastig te wees vir die wyser vriende nie. Maar wat kan ek nou doen? Om minder te weet as wat ek nou weet is onmoontlik, want ek kan die lig in my hart van my hart nie swakker maak as wat sy is nie. Die lig gee my altyd oorvloedige mate van liefde tot Jahwe, die mees heilige Vader van die vaders van alle aardse vaders. Ja, as dit vir my moontlik was om my enige en uitsluitende liefde ook maar iets te laat afneem, dan sou ek ook seker dadelik dommer geword het. Maar so iets is vir my onmoontlik. En wat ek daarom deur die lig weet, is nie ek nie, maar die goddelike kennis in my hart, en niemand hoef daarvoor terug te deins nie, soos wat ek ook niemand hoef te vrees nie. Daarom moet u edele vriend Cornelius en u edele Mattheël ook met my praat. En weer eens vind ons by hierdie dogtertjie ook 'n baie groot nederigheid en 'n erkenklikheid waar sy haar lig, wysheid vandaan gekry het. Uitsluitlik deur die liefde vir Yeshua en die liefde wat hy terug aan haar geopenbaar het. Nou sê Cornelius, ja wel,
Ja wel. Haar liefste jare, weet jy, dit is juist daarom iets wat moeilik, omdat, soos ek al baie duidelik begin te voel, jou hart werklik te veel suiwer wysheid bevat. Hoe verder is jy uitermate aanvallig en liefdevol, en 'n mens sou daelang na jou kon luister, maar om vrae aan jou te stel, of vrae van jou af te kry, is tog heeltemal anders, iets heeltemal anders. Die vraag gaan vinnig genoeg, want daarna kom die antwoord, en dit sien daar by my nog maar power uit. Ook is eie dink nie geheel en al vreemd nie, en ek is vir niks ter wêreld banger, as vir een of ander skande nie, wat natuurlik ook nie reg is nie, want daaraan kan ek niks doen nie. Ek is van kleins af so opgevoed, en van 'n ou gewoonte raak jy nie so gou verlos as wat jy sou dink nie. Nou die eie dink is maar ook iets wat eie is aan ons mense, en hy wil nie 'n vraag aan hom gevra hê wat hy nie kan antwoord nie. Hy wil nie voor almal in die verleentheid kom nie. En dit is maar 'n mate van die eie ek wat nog in hom is. Maar wees tog geduldig met my, dan sal iets sinvol my wel te binne skiet. En dan sal ek opregte vreugde daaraan belewe, om goeie wyse dinge van jou te hoor. Ek het op 'n stadium gedink om hierdie hoofstuk soort van uit te sny, want daar gebeur nie baie nie. Maar tog leer ons van gesindhede wat noodsaaklik is vir die wedergeboorte. Die voorafgaande hoofstuk het gegaan oor hoe om wedergebore te word. Die volgende hoofstuk het eintlik die eienskappe en die emosies van die mense beskryf wat in lyn kom vir wedergeboorte. En daar trek 'n lyn deur, en dit is die lyn van nederigheid of deemoedigheid. Die oomblik wanneer daar 'n hooghartige, hoogmoedige kennis, emosie by iemand aanwesig is, sal hy nie die wedergeboorte kan kry nie. Want ek het dit al baie gesê, ons moet een word met Yahshua. En dis 'n eenvoudige wiskunde som. Yahshua plus ek is gelyk aan 1. Yahshua is die een, die eerste, die alles. Hoeveel moet ek wees om die sommetjie te laat klop? 1 plus 0 is gelyk aan 1. Dus moet ek 0 word. En ek moet my hart heeltemal oopmaak van en skoon maak van al die wêreldse kennis wat ek het. En ons kry baie wêreldse kennis in mense. Dit wat Satan doen met al sy elektroniese media wat hy in ons kele afforceer, is baie keer kennis wat blokkeer dat waarheid kan inkom. Ons raak te slim en ons sê dit is van Vader af, maar dan is dit van die wêreld af. Vader se kennis kom in die hart in. En dan weet jy, dit is waarheid. En dit kom van nederige mense af. Hoe min sien jy nederige predikers nog vandag? Of nederige mense wat, noem hulle dit bloks het, wat jy gaan luister na wat hulle sê. Meeste mense is so vol van hulle self. Nou daar is dan 'n duidelike teken dat dit nie sy gees is nie. Al kom daar waarhede uit. Maar die ware gees van waarheid, die een wat vir jou gaan bring tot by die wedergeboorte, is 'n diepe, nederige gees wat altyd Yahshua gaan bely. Altyd. Hy sal nie stil bly nie. Hy kan nie stil bly. Onthou dit maar net, wanneer jy swerf op die internet. Of as jy scroll, ons moet die woord, ek weet nie wat is dit in Afrikaans. Blaai. Ja. Wanneer jy blaai, pas op,
want dit beïnvloed ons innerlike lig. En partykeer lyk dit soos 'n lig, en dan is dit 'n skynlig. En die enigste manier hoe jy skynlig te herken, is daar moet genoeg lig van wysheid in jou wees, wat jy deur al hierdie geskrifte sou ingekry het, om dit te kan herken as skynlig. En dit beteken dat ons baie tyd moet spandeer, om hierdie nuwe openbaring ons eie te maak. En dit is gratis beskikbaar. As jy 'n selfoon het, kan jy dit gratis aftrek. As jy wil, praat met ons het boeke in die raadsaal, ons het vir manne al boeke geleen, daar is boekies wat jy nie hoef te koop nie, ons leen dit, dan kan iemand anders dit weer kry as jy hom terugbring. En dit bring lig in jou wese. Baie dankie.